is ons opregte geloof dat ons wel met die Gees van God toegerus, geseën is, om ons van hom voor met die res van die boodskap vanaand en die gesindheid dat hy met ons wil praat, dat hy vir ons iets wil sê. Dis God, dis ons Vader, en hy praat met ons. Voordat ons aangaan, so ek gaan, wie was van al drie aande hier geweest? Dis nie baie gesigte wat op dusver steek op die hande. Nou goed, daar is nou vir die mense wat 1 keer hier was, is daar van Woensel. Goed. Vir die mense wat 2 keer hier so was, is daar Hoodie en Vlam. Maar vir die mense wat al drie aande hier was, so net vir julle, is daar druiwersop. So, Galliese berigte, beroemde druiwersop. En ek dink ons allemaal sien uit, die eksponsomar, ek sien uit na al drie hier ook, ons gaan heerlik vir oulaas, soppie kom geniet en saam op na die tyd. Vry van bekommernis. Weg met bekommernis. Ontklottering van bekommernis. Deel van die werking van die Heilige Gees. Maar as ons nou die tema vanaand van mekaar aanhaal, dan is daar waarskynlik onmiddellik 'n baie groot probleem met die tema. Want sit daar maar nou vanaand een van ons is, wat nie bekommerd is nie. Elkeen van ons lysie wat ons nou opnoem, dis 'n menslike ding, dit gebeur, almal het dit. En dan kan sy net vir mekaar ook sê, maar dit is ons nou nie wat die Bybel vir ons leer nie. Dat die mens sonder bekommernis is nie. Of moet wees nie. Of dat jy nooit, daar's nie 'n belofte dat jy nooit bekommernis in jou lewe sal ervaar nie. Inteendeel, ons moet my skryf daar wys in Matteus 6 vers 34. Erken die Here self, Jesus self die teenwoordigheid van bekommernis in ons lewens. Hy sê, Matteus 6 vers 34, môre bring sy eie bekommernis. Dis Jesus wat dit sê. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. So dis 'n realiteit. En dit is interessant hoe bekommernis werk. Want dit is ons nie dat enigiemand my sal vra, jy beproef my, en gee vir my asseblief bekommernis om my geloof te toets. Bekommernis spoel eenvoudig oor jou. Jy kan die dag dink jy's 100% om die hele dag gesistig te gebruik, jy's right, en dan is jy nie so right nie. Dan kom jy agter daar's iets wat aan jou knaag. Jy's amper kronies bekommerd. Ek het gevra, wat is die vrese? Wat sê toeval voor die bang is, maar ek gaan nie weer 'n video van die slang wys nie. Wat los is vanaf die video's. En waaroor gaan al die bekommernisse? Meeste van 9 uit 10 van ons bekommernisse. Selfs ek vrees, daai sê nou maar goeders. Wat as dit of dat? Wat as ek miskien my werk verloor? Sê nou maar, ek raak dood en siek. Wat as ek dalk my geliefde verloor? Wat as ek dalk nie genoeg het in die dag van môre om oor die weg te kom? Wat is die bekommernis? En dit is natuurlik om die bekommer, anders was ons die mens gewees nie. Ek wil verwacht om te sê, bekommernis kan partykeer vir ons 'n motiveerder wees om iets te doen aan ons situasie, om dit te verander. As ek weet my gesondheid is nie goed, dan moet ek gaan oefen. As ek weet, ek gaan nie die dag genoeg hê vir die dag van môre of te voorsien vir my gesin nie, dan moet ek ander planne maak sodat daar wel genoeg kan wees. As ek dan weet dat my werk nie, ek kan self dalk sorg om beplan vir iets anders. Ek weet nie. Maar die probleem van hierdie bekommernisse is, dit is goed wat ons weer eens lam het. Dit maak ons gees lam. Die goed wat ons so aan gaan knaag, en die goed knaag van ons terug, maak dat ons 'n latere gees het, wat vol bekommernis is, en waarvan moet ons gees vol wees? Sê die Bybel vir ons. Wat sê Paulus vir Timoteus?
en gevul wees met God se Gees. Nie bekommernis nie, want dit kom nie van hom af nie. En daarom wil die Heilige Gees vir ons kom leer. En ek lees dan so Matteus 6 vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, of oor wat julle eet of drink nie, of oor julle liggaam, of oor wat julle moet aantrek nie. Is dit nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie by mekaar in skure nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan weer om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldheer, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versien, hoeveel te meer sal hy dan vir julle sorg nie? Julle klein gelowiges. Julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet ook dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. 'n baie interessante van hierdie gedeelte is die woord wat hier gebruik word vir bekommernis. Ons verstaan die woord vrees gebruik of angs. Nou 'n baie goeie vertaling ook vir bekommernis sou angstigheid gewees het. So vers 31 en 34 sal dit so klink. Nicolas het ons daar op die eerste versie. Dit sou dan so klink: julle moet dus nie angstig wees en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Vers 34, moenie oor môre angstig wees nie. En angstig valt 'n bietjie anders op die oor as die woord bekommernis. Want angstigheid is ook ietsie anders. Dit sê eintlik ietsie anders op die blote bekommernis. Baie Engelse vertalings gebruik die woordjie anxiety. Angstigheid sê vir my iets van dis bekommernis wat jy kos gaan staan kry. Angstigheid is wanneer jy bekommernis van kos gee. En julle ken 'n storieetjie, dit is nie die Bybel nie, dis omdat die Oosterse filosofie eintlik ons daai yin yang, swart en wit. Maar in die storieetjie luister so dat elke mens het binne homself 'n wolf of 'n hond, 'n wit hond, 'n wolf of 'n swart hond. En as jy vra watter een gaan die sterkste wees, die antwoord is dan een wat jy kos gee. En so almal van ons bekommernisse natuurlik. Maar die vraag is, laat jy toe vir daai bekommernis om te gaan wortel skiet in jou lewe of in jou gees om dit so te stel. Wanneer Jesus sê moenie angstig word nie, bedoel hy daardie ons moenie vir hierdie goed kos gee nie. Moet dit nie aanvuur in jou, maar o, liewe vriende. Dis so 'n troetel dingetjie wat ons baie keer het. My bekommernis. Ek weet ek moet dit eintlik laat gaan en vir die Here gee, maar ek vertroetel dit. En ek dink daaroor en ek top daaroor. En dit maak my benoud en beangs, maar ek wil dit nie prys gee om een of ander rede. En ek loop daarmee rond en dag en nag is dit soos 'n ding wat hier aan my eet, in my binneste. En ek lê wakker daaroor. En dit kom steel my energie, dit steel my lewenslus, dit kom steel my vreugde wat ek veronderstel is om die Here te hê.
is nie God se wil nie. Ek gee dit kos, ek maak dit groter. Ek kom neem my gees en my gedagtes oor. Nou, hoe wil die Heilige Gees dan hê moet ons bekommernisse hanteer? Het die Bybel vir ons te geraak, en ek dink die Bybel is propvol daarvan. Maar kom ons lees dan vir 1 Petrus 5, vers 5 tot 7. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daaraan in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werk al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie versie besit op sigself twee baie belangrike aspekte wat ons moet raak sien. Kom ons kyk eens uit tweede gedeelte, daar staan, want hy sorg vir julle. Ons gaan daar 'n lied luister, My Provider. En ek het so maar vertaal hier, so my, dis wat die Jaanse vertaal in ons voorsiening. Hy versorg, maar hy voorsien, hy gee wat ons nodig het, want hy is ons hemelse Vader. Dit is, ek moet sê, sy werk, maar dit is wat hy homself voorgeneem het, om te doen, en hy het ons beloof, hy sal dit doen. Matteus 6 staan daar, ons het gelees van die voeltjies, hy sorg dan vir die voeltjies, die blommetjies, die lelies. Hoekom dink julle dan ek vir julle sorg nie? En dan sê, dan nou hierdie mense so dink, klein gelowiges. Want wat sê ek as ek met bekommernisse, of kom ons sê dan bekommernisse wat in anxiety oorgaan, of angstigheid, en ek is in toprekoor, en ek gee groeiplek in my lewe, en ek voel dit die hele tyd. En ek kan net nie los nie, dan sê ons, eintlik my Here, ek vertrou nie eintlik nie. Ek hoor die woord, maar ek glo nie regtig dat U vir my beloof het dat U vir ons sal sorg nie. Ek hoor die woord, maar ek glo dit nie regtig nie. Ek vertrou nie daarvoor nie. 'n Emosie van wantroue in God se goedheid en wie hy is. En dan die vraag, steek jou hand op vanavond. As daar enige een van u is, die God al ooit in die steek gemaak het, steek jou hand op, ek wil graag weet, want ek dink dan is daar 'n reuse misverstand. Hy is ons hemelse Vader. En ons eerste aand ons mekaar gesê, dis 'n ouer, as eerste instink is om vir hulle kind te sorg. God het 'n droom vir ons, soos 'n vader vir sy kind, en hy wil ons help om dit te bereik. Lukas 11 vers 11. As julle wat dan sleg is, weet om vir julle kinders die goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Matteus 6 vers 32 sê Jesus self, julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Hy weet dit. Nog voordat ek op my knieë kan gaan, of my oog kan toemaak, en vra, liewe Heer, voorsien vir my, geef my dit, of dat. Julle Vader weet. Hoekom bekommer julle nog oor die lewe? Hoekom is julle so bekommerd, so angstig? En hy die verantwoordelikheid. God self het die verantwoordelikheid opgeneem op homself die dag toe jy jou hart vir die Here gee. Nee. Nie die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. Die dag toe hy jou aangeneem het as sy kind. Hy die besluit gemaak. Hy dra self die verantwoordelikheid daarvoor. Hoekom kan ek nie dan nog durf bekommernis so koester en vertroetel dat dit vir ons lam lê, ons siel verstop. Die Heilige Gees se werk is om dit om ons te ontklotter. Hy is ons versorger, ons voorsiening. Aan die tweede gedeelte, wat eintlik die eerste gedeelte is, dankie Nicolas, is die kommentaar opgegooi.
Werk al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dit is baie interessant in vers 6 sê hy, julle raak is onderwerp julle. Onderwerp julle aan die hand van God. En dan sê vers 7 vir ons, hoe onderwerp ek my aan die hand van God? Ek werk my bekommernisse op hom. Dis ons self onderwerp. Ons moet hom vertrou. Ons sal dit anders te kon vertaal. So ek wil sê, gee jou bekommernisse vir hom. Of, dan nou, ander, my vertaling van ek is, gooi jou bekommernisse vir hom. Nou hierdie woordjie van werk, of gooi, weet julle waar die Bybel ook voor? Dit is waar Jesus in Jerusalem inkom met die donkie, en die mense het klere en palmtakke vir Jesus se donkie, sy voete gegooi, gewerk. Dit is dieselfde woord in die Grieks. Met ander woorde, daar behoort nie by ons enige twyfel te bestaan wat dit beteken om ons sorge, om ons bekommernisse op God te gooi. Jy gee dit vir hom, jy gooi dit, en dis weg, en dis klaar, en dis afgehandel. En ek klop nie meer daaroor nie, want ek vertrou God dat God is wie hy gesê het hy is, en hy in my lewe sal doen wat hy beloof het hy sal doen. 'n letterlike en figuurlike weggooi na God toe, en om te vertrou daarvoor. Gooi dit vir Jesus, raak ontslae daarvan. Hoe gooi ons bekommernisse weg? Wat is die hand waarmee ons dit doen? Dis die hand van gebed. Moet oor niks besorg wees, Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Gebed, smeking en danksegging. Wat is die belofte? Wat sal gebeur? Net die volgende vers. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes, met ander woorde, ons gees, die wag hou in Christus Jesus. Wat 'n belofte. Ons gaan vir God kom, ons gaan bid daaroor. Ons gaan vir hom gee, ons gaan by hom los, ons sal vrede ervaar. Maar nou is die vraag, bid ons gereeld en smeek ons. Ons vermy baie keer op een of ander rede gebed. Hoekom weet ek nie? Dis asof ons net 'n skaam voel vir die Here om voor hom te kom. Of eenvoudig om net so van te besig en eintlik maar net nie lus. Jesus leer sy disippels bid baie eenvoudig. Ons bid, ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. En as hulle gevra het vir hulle daaglikse brood, dan moet hulle vertrou vir hulle daaglikse brood, dat die Vader die daaglikse brood sal gee. En dan bekommer jy jou nie verder daaroor nie, want jy het gebid daaroor. En jy weet God het jou gebed verhoor. Dis die instrument waarmee ons bekommernis na God toe gooi. Ons spandeer heeltemal te veel tyd aan ander dinge, terwyl niks meer belangrik kan wees as ons lewe voor God, ons gebedslewe, tyd vir diepe nadenke oor wat God met my wil doen. Maar die instrument wat die Satan gebruik, is om ons energieloos te maak, om ons siele te verstop. Soveel sodat ons nie eers meer agterkom, ons is so verstop, ons is nie eers meer hoegenaamd op die pad wat die Here vir ons gehad het nie. En die goeie nuus is, dis nooit te laat nie. Want dieselfde Vader wat vir jou en vir my aangeneem het, en dieselfde Vader wie jy aangeneem het in geloof, is vanaand ook dieselfde Vader. Die Vader van alle eeue. Die God wat gesorg het van die begin af tot vandag, die God met 'n volmaakte plan. So ons huiswerk is maar terug aan die huise tot Sondag voor ons gaan nagval vir. Kom ons maak ons gees leeg, gaan ontklotter van die bekommernis die Here te onthou. Hy is ons voorsienaar.
Hy is ons versorger. En dat jy jou bekommernis sal weggooi, sal gee vir hom. Daar waar dit hoort, werk wat dit hoort, gooi na hom toe, maak leeg, ontklotter. Die Heilige Gees se werk is dit om dit in ons en deur ons te laat om te bid daarvoor.